Skriflesing kom uit Openbaring hoofstuk 2. Openbaring hoofstuk 2, vers 18 tot 29, hoor die woord van die Here. En skryf aan die engel van die gemeente Thyatira, dit sê die Seun van God, wat oë het soos 'n vuurvlam en sy voete is soos blinkkoper. Ek ken jou werke en liefde en diens en geloof en jou lydsaamheid en jou werke en dat die laaste meer is as die eerste. Maar ek het enkele dinge teen jou, dat jy die vrou Isebel, wat haarself 'n profetes noem, toelaat om te leer en my diensknegte te verlei om te hoereer en afgodsoffers te eet. En ek het haar tyd gegee om haar van haar hoerery te bekeer, en sy het haar nie bekeer nie. Kyk, ek werp haar neer op 'n siekbed, en die wat met haar oorspel bedryf in 'n groot verdrukking, as hulle al nie van hulle werke bekeer nie. En haar kinders sal ek sekerlik doodmaak, en al die gemeentes sal weet dat dit ek is wat niere en harte deursoek. En ek sal aan elkeen van julle gee volgens sy werke. En ek sê vir julle, en die ander wat in Thyatira is, almal wat hierdie leer nie het nie, en die wat uit die dieptes van die wat die dieptes van Satan, soos hulle dit noem, nie leer ken het nie. Ek sal op julle geen ander las lê nie, maar net vas wat julle het, totdat ek kom, en aan hom wat oorwin en my werke tot die einde toe bewaar, sal ek mag oor die nasies gee. En hy sal hulle regeer met ysterstaf, soos erdegoed, word hulle verbrysel, net soos ek ook van my Vader ontvang het. En ek sal hom die môrester gee. Wie oor het, laat hom hoor wat die Gees aan die gemeentes sê. Ons fokusgedeeltes in vers 18 en vers 23, en skryf aan die engel van die gemeente in Thyatira, dit sê die Seun van God, wat oë het soos 'n vuurvlam, en sy voete soos blinkkoper. Vers 23, en haar kinders sal ek sekerlik doodmaak, en al die gemeente sal weet dat dit ek is wat niere en harte deursoek, en ek sal aan elkeen van julle gee volgens sy werke. En die tema van ons boodskap is God toets ons harte en ons leer deur sy Seun. Wees getrou aan hom. God toets ons harte en ons leer deur sy Seun. Wees getrou aan hom. Terwyl ons dan deur hierdie briewe gaan wat Christus vir die gemeentes laat opteken, Johannes moet dit skryf en vir hulle stuur, sien ons opmerklik, gemeente na gemeente, dat dit baie belangrik is vir die kerke om leersuiwerheid te hê. Om leersuiwerheid te hê. En dit is iets wat ons sien in kerke vandag, en verskoon tog die veralgemening soos normaalweg, want ons weet dat ons nie elke individuele kerk en kerkdenominasie en groepering kan evalueer nie, en ons ken ook nie mense se harte nie, maar een ding is verseker, dwaling is dwaling, en ons moet gewaarsku word daarteen, en dit is wat Christus ons teen waarsku, en ons moet ander waarsku daarteen. So nou sien ons dat met elkeen van die gemeentes praat die Here, en hy maak dit vir hulle duidelik, dat daar een of ander dwaling is, wat of hulle teestaan, of een of ander dwaling wat hulle akkommodeer. En so aan die gemeente Efese, die goeie wat die Here vir hulle sê, dis goed en is reg so, dat hulle slegte mense nie kan verdra nie. Dat hulle die wat sê dat hulle apostels is en dit nie is nie. So dis goed so. En dat hulle die leer van die Nikolaïte haat. Aan Smyrna, die wat sê dat hulle Jode is, maar hulle kon nie onderskei, of baie van die mense kon nie onderskei tussen die wat waarlik Jood is en die wat nie waarlik Jood is nie, maar Smyrna kon die onderskeiding maak en dit tref, en die Here sê, goed so.
verlede week aan Pergamus, dat daar mense is wat die leer van Biliam aanhang, en ons het gesê, dit is mense wat vir geld besig is om die kerk te ondermyn. En so is ek nog steeds, wil ek daardie vraag by u laat, en ek wil hê ons moet dink daaraan, soos ons sien in Amerika, daar's bewyse dat die kerk in Amerika geld ontvang om die kerk te ondermyn, dat daar predikante is, dat daar kerkdenominasies is wat geld ontvang sodat die kerk se leer ondermyn word, en ek het verlede week vir julle gesê, ek wonder maar net of hier nie ook in Suid-Afrikaanse teologie in verskillende denominasies geld ter sprake is wat besig is om die kerk te ondermyn, dat mense spesifiek geplant is en betaal word om kerke te ondermyn. Dis die leer van Biliam. Dis iets wat in Israel gebeur het, dat daar mense is wat vir geld die kerk ondermyn het, en so ook in die Nuwe Testament sien ons alreeds Simon die towenaar wat geld aangebied het sodat hy die Heilige Gees kan gee, en in hierdie geval die waarskuwing van die Ou Testamentiese gebruik om geld te gebruik om die kerk te ondermyn. En sodoende is dit iets waarmee ons te doen het ook. En die Here sê vir Pergamus mooi so. En so leersterrige korrektheid is absoluut noodsaaklik vir die kerk. Maar dit is net asof mense in ons tyd nie gepla is daaroor nie, want dis juist wanneer ons praat oor leerstellige suiwerheid, dat ons moet vir mense sê, ons moet nou baie mooi en fyn let, en wees saam met my, wanneer ons deur hierdie teologiese aspekte gaan. En daar's net asof 'n gewoonte van, gee vir my, soos wat jy in die oggend 'n koffie sal drink, om jou net so 'n hupstoot te gee vir die dag, gee vir ons net so 'n hupstoot vir ons geestelike lewe. En dit terwyl ons moet oppas vir die gif, en moet ons baie helder en duidelik na God se woord kyk, en dit nie net so in die verbygang lees nie, en nie net in die verbygang hoor nie. Ek het jare gelede in 'n Christelike boekwinkel gewerk, en hulle het sulke klein boekies gehad, 1 minuut saam met God. 1 minuut. 1 minuut saam met God is hoekom ons samelewing lyk soos hy lyk. En mense wil nie die dieptes van God se woord ondersoek. Christus kom met antwoorde na die Fariseërs en die Sadduseërs en die skrifgeleerdes. En dan sê hy, het julle nie gelet? En dan sê hy toe Moses by die brandende bos, en dan haal hy 'n woord aan. Ek is die God van Abraham, Isak en Jakob. En dan daardie woordjie is, wys, hy is nog steeds hulle God. En so met ander woorde, Jesus gaan en hy zoom in op 'n lettertjie, op 'n woordjie, op 'n klein woordjie, en hy gaan kyk na die aspek van tyd daarin, en dan ontvou hierdie leer. Dan is dit duidelik wat God bedoel het. En so dan moet ons lees en baie mooi oplet wat die woord sê. Maar ons is nie ingeoefen om die prediking van die woord en selfbestudering van die woord nie, want dis wat die reformatore na gewerk het. Terwyl hulle besig was om die skrif uit te lê, wou hulle hê mense moes die skrif lees en self kon verstaan wat daar aangaan. Want die skrif is, soos hulle dit geleer het, duidelik. Dit maak die lering duidelik en helder. Ons het nie 'n paus nodig om vir ons te sê wat dit beteken nie. Ons kan dit binne in die konteks, kan ons dit lees, maar ons gaan nie die konteks reg hê as ons nie die skrif ken nie. En hier in Openbaring alreeds sien ons hoe Jesus, terwyl hy dan vir Johannes sê om hierdie dinge te skryf, 'n verwysing het na die tuin van Eden, 'n verwysing het na Biliam, 'n verwysing het na Isebel. En so sien ons Christus verwag van die kerke om te weet waarvan hy praat, om die konnotasie te kan maak tussen die verskillende skrifgedeeltes. En as ek nie weet wie Biliam is nie, as ek nie weet wie Isebel is nie, dit gaan net eenvoudig verby my. Daarom het ons nodig om die woord
te ken. Daarom het ons nodig om moeite te doen met die woord. Maar mense is geneig om met hulle liggame baie moeite te doen, en hulle gaan na die gimnasium toe, en ek beny hulle, en my dokter sal ook vir my sê, ek het meer daar uitkom, dan sal al my gesondheidsprobleme ook seker opgelos word, maar wat baat dit 'n mens om na liggaam gesond te wees, maar aan jou siel ly jy skade? En so sien ons, dis die godsdienst van ons tyd, terwyl mense nie moeite doen met God se woord nie. En die grootste straf wat God vir sy volk gegee het, was nie noodwendig toe die slange in die wildernis hulle gepik het, en toe hy pla oor hulle gestuur het, en hulle gedood is nie. Maar Psalm 106 sê, daar is iets veel erger om hier en nou te ly, en dit word vir ons deurgegee in Psalm 106 vers 14 tot 16, en hulle het baie begeerig geword in die woestyn, en God versoek in die wildernis, en hy het hulle gegee wat hulle gevra het, maar in hulle siel 'n maarte gestuur, en hulle was in die laar afgunstig op Moses, op Aaron, die heilige van die Here. En so sien ons dan dat die maarte wat God stuur, want anders hy waarsku, hy sê vir die gemeente Efese, as jy jou nie bekeer nie, dan vat ek die kandelaar weg, en dan kan julle in die duister wandel, dan kan julle in die duister rondval. As julle nie luister wat ek sê nie, vat ek die lig weg, en ek gee julle oor aan duisternis. Dit behoort ons as kerk tot besinning te laat bring oor die maklike manier waarop ons net lering aflag, en wat ons net eenvoudig nie moeite doen met lering nie. En ek sê weer eens, ek veralgemeen, daar is mense wat regtig moeite doen, wat verstaan, wat probeer verstaan, en wat die skrif deursoek. Maar vir een of ander rede is daar lidmate wat vandag dit as 'n ongerief beskou, veral as leraars aandring om die evangelie nie net te verkondig nie, maar akkuraat te verkondig. In ons belydenisskrifte sien ons dat die Dordtse leerreël, soos wat ons dit in ons oordenkinge elke woensdag na luister, en mense kan dink, maar hoekom is dit nodig dat ons so akkuraat dis absoluut akkuraat, want anderste, dit hang af tussen, is God alleen die verlosser, of gee ek 'n hand by in my verlossing, en dit maak 'n groot verskil. Daarom moet ons die evangelie akkuraat hê. Ons moet God akkuraat hê. Hy is drie-enig. Hy is Vader, Seun en Heilige Gees, maar daar is slegs een God. En daarom het ons nodig om daardie moeilike teologiese konsepte te verduidelik, te verklaar, aanhoudend te leer, te herinner. En ook het ons die groot opdrag om nie net hierdie dinge vir onsself nie, maar ook vir ander te verkondig, om uit te gaan na al die nasies toe. En dit is een ding om te hoor, maar dit is 'n ander ding om self te kan oordra. En dit kom 'n mens veral agter as jy in 'n Afrikaanse samelewing is, en jy praat net Afrikaans, maar jy kan na die televisie kyk, en jy kan sien hoe jy weet wat iemand in Engels sê, maar dan kom jy nou in 'n plek soos Durban, en wat jy Engels oral moet gebruik, en dan kom jy agter, kom ek met 'n skok agter, dat my praktiese Engelse, die gebruik van die taal is, grammatika is, ek dink my Engelse juffrou, as sy nou nog leef, kry dadelik 'n hartaanval. Want is een ding om te hoor, maar deur te oefen, en deur die woorde nou maar verkeerd te sê en reggehelp te word, kom ons op die ou einde reg. Net so ook met die verkondiging van die evangelie. En mense sê, ons besef dat ons moet die evangelie verkondig, en glo vir my, jy gaan foute maak, en jy gaan nie reg klink, wanneer jy vir mense, maar ons moet 'n begin maak, en ons moet vorder. En so hierdie groot opdrag is daar vir ons, om verkondig te word, maar ons moet dit akkuraat doen. Want die skrif leer vir ons, ywer sonder kennis is nie goed nie, en hy wat hastig is met die voete trap mis. En dis waarom ons in hierdie brief, die langste van die briewe
van die 7 briewe. Hier is die langste brief. En hier word die meeste klem gelê op een spesifieke tendens wat in die kerk ingekom het, leerstellings wat in die kerk ingekom het, waarteen Christus dan sy gemeente waarsku. Hierdie is die woorde van ons Here Jesus Christus. Dis nie iets wat wat iemand se opinie is. Dit is Christus wat waarsku. En hy waarsku hierdie gemeente, maar dit is dinge wat ons beleef oor en oor in die kerkgeskiedenis en ook nou besig is om te beleef. Daarom moet ons luister daarna. So ook aan hierdie stad Thyatira, die gemeente in hierdie stad Thyatira. En die woord Thyatira kom van, dit beteken dogter. En dit is 'n koning wat dan hierdie stad, Seleucus Nicator, was besig om oorlog te voer, en toe verneem hy in daardie tyd dat sy vrou geboorte gegee het aan 'n dogter, en toe noem hy die stad dogter. En in hierdie stad was hulle bekend gewees oor die koninkryk, die Romeinse koninkryk, vir purperstof, om klere dan te kleur met purper. Nou, dit is baie interessant, ek het nie tyd om stil te staan daarby nie, maar dit is baie interessant die manier waarop hulle dit gedoen het. En ons lees van 'n purperverkoopster wat Paulus ontmoet het, naamlik Lydia. En dan sê Handelinge 16 vers 14, en 'n vrou met die naam van Lydia, 'n purperverkoopster van die stad Thyatira. En so sy het dan die produkte gaan verkoop. Sy het die apostel Paulus ontmoet by Filippi, en daar het sy en haar gesin tot geloof gekom. So dis die stad Thyatira, en hierdie gemeente was dan in hierdie stad. En nou word daar spesifiek melding gemaak van hierdie vrou, Isebel. Die Here sê vir die gemeente, ek ken jou werke, en liefde en diens en geloof, jou lydsaamheid en jou werke, dat die laaste meer is as die eerste. Maar ek het enkele dinge teen jou, dat jy die vrou Isebel, wat haarself 'n profetes noem, toelaat om te leer, en my diensknegte te verlei om te horeer en afgodsoffers te eet. En ek het haar tyd gegee om haar van haar hoerery te bekeer, en sy het haar nie bekeer nie. Ek werp haar neer op 'n siekbed, en die wat met haar oorspel bedryf in 'n groot verdrukking, dan sal hulle nie van hulle werke bekeer nie. En haar kinders sal ek sekerlik doodmaak, en al die gemeente sal weet dat ek is wat niere en harte deursoek, en ek sal elkeen van julle gee volgens sy werke. En ek sê vir julle, en vir die ander wat in Thyatira is, almal wat hierdie leer nie het nie, en die wat die dieptes van Satan, soos hulle dit noem, nie leer ken het nie, ek sal op hulle geen ander las lê nie, maar hou net vas wat jy het totdat ek kom. So hierso sien ons alreeds omtrent 5 of 6 verse wat toegewy word aan Isebel. En dis hoekom ek vir u gesê het, as ons dink in terme daarvan om hierdie te verstaan, dan moet ons weet wie was Isebel. Sommige van u kan dadelik terugroep wie Isebel is, maar vir ander sal ek dan 'n kort opsomming gee. Isebel was die vrou van koning Agab. En koning Agab was 'n afgodedienaar gewees. Hy het wegbeweeg van die God van Israel, en 1 Konings 16 vers 31 sê, en dit was nog die minste dat hy in die sondes van Jerobeam, die seun van Nebat, gewandel het, het hy Isebel, die dogter van Etbaal, die koning van die Sidoniërs, as vrou geneem, en Baal gaan dien en voor hom neergebuig. So Isebel was Agab se vrou. Agab was 'n afgodedienaar, hy was die koning van die noordelike ryk, en hy het hierdie koning van die Sidoniërs, wat ook 'n afgodedienaar was, en dis interessant dat Israel afvallig geword het, maar ook Sidon afvallig geword het, want vroeër het
Salomo van Sidon af, het hy boumateriaal gekry vir die tempel, en Hiram het die Here gedien, en Salomo het die Here gedien, en hulle het dan hierdie alliansie gehad. En nou het Sidon afvallig geword, afgode gedien, Agab het afgode gedien, en nou is hulle weer in 'n alliansie, maar nou in 'n bose alliansie, en hierdie dogter Isebel was dan Agab se vrou. En op 'n stadium wou Agab vir Nabot se wingerd onteien sonder vergoeding. En Nabot het gesê nee. En toe gaan Agab en hy gaan huil in sy kamer. Toe kom Isebel ingestap en sy sê, wat is jou gesig so droewig? En hy vertel toe vir haar, en wat sy toe doen is, sy kry mense om leuns te versprei van Nabot, en hulle het hom toe gedood, wat wys dat, sy vra ook op 'n stadium vir Agab, hoe lank heers jy oor Israel? So as jy nie kan heers nie, dan tree sy in, sy sal heers, sy sal die stuur vat. En wat sy ook gedoen het, en hulle het Nabot gedood, en die Here het deur sy profete vir hulle gesê dat hulle sal gedood word, en dat die honde hulle bloed sal lek. En sodoende is dit dan Agab en sy vrou Isebel 'n belangrike inligting wat ons nodig het vir die verklaring van hierdie gedeelte. Agab is op die ou end dood, dat die Here het beskik dat iemand in sy eenvoudigheid 'n boog gespan het, terwyl Agab homself vermom het op die oorlogsveld. Jy kan nie wegkruip vir God nie, jy kan vir mense wegkruip, jy kan nie vir God wegkruip nie. En die persoon het in sy eenvoudigheid 'n pyl geskiet, en die Engelse het die uitdrukking wat sê dat he who guides the flight of the sparrow also guides the flight of the arrow. En so God self het dan die pyl dan beskik dat dit tussen die pansergedeeltes gegaan het van Agab. Hy's gewond, hy het gebloei binne in sy wa, in sy perdekar, in sy strydwa, en hulle het teruggejaag met hom Samaria toe, en hy's daar dood. Hulle het hom uitgehaal, en hulle het sy wa uitgewas, en daar waar hulle sy wa uitgewas het, op die plek van waar Nabot se wingerd was, en die honde het die bloed van Agab gelek, net soos wat die profesie gesê het. Isebel is toe nog nie gedood nie, maar die Here stel toe vir Jehu, die seun van Nimsi, aan om vir die huis van Agab skoon uit te vee, soos wat iemand 'n bord uitvee. En so Agab se 70 seuns, se koppe is almal afgekap, en hy het toe ook vir Isebel in oog gehad om haar te laat doodmaak. En toe hy nou aankom, het Joram vir Jehu gesien, en hy sê vir hom, is dit vrede, Jehu? Maar hy antwoord, wat? Vrede solank as die hoerery van jou moeder Isebel en haar towery so baie is? Afvalligheid van die Here is hoerery, geestelike hoerery. En so het Jehu gegaan om Isebel dood te maak. En toe hy in Jesreel kom, 2 Konings 9 vers 30, en verder, en Jehu het in Jesreel gekom, toe Isebel dit hoor, het sy haar oë swart geverf en haar hoof versier deur die venster uitgekyk. Terwyl Jehu deur die poort inkom, sê sy, gaan dit goed, Simri, moordenaar van jou heer? En hy het opgekyk na die venster en gevra, wie is vir my? Wie? Toe kyk 3 hofdienaars uit na hom, en hy sê, gooi haar af. En hulle het haar afgegooi, sodat van haar bloed teen die muur en teen die perde gespat het, en hy het haar vertrap. En so hierdie beeld van Isebel, dat sy haar oë swart geverf het, haar versier het, moet ons in gedagte hou, want as ons dit deurvoer later na die profeet Jeremia 4 vers 30,
dan is dit 'n verwysing van Israel se afvalligheid van die Here en hulle geestelike hoerery wat vergelyk word met Isebel. En die rede hoekom ons Jeremia na gaan kyk, is omdat hierdie selfde gedagte deur Christus gebruik word in Openbaring om hulle te waarsku van Isebel. Nou het Isebel uit die dood uit opgestaan en sê, nee, dit wat Isebel gedoen het, is iemand besig om te doen, en ons sal nou kyk na wie is hierdie persone wat besig is om dit te doen. Jeremia 4 vers 30 en 31, en jy verwoeste, wat gaan jy doen? Al trek jy skarlaken klere aan, al versier jy jou met goue sieraad, al laat jy jou oë groter lyk met swart verf, te vergeefs maak jy jou mooi, minnaars versmaad jou, hulle soek jou lewe, want ek het gehoor 'n stem soos een wat in mekaar krimp, 'n benoudheid soos van een wat die eerste keer baar, die stem van die dogter van Sion, sy hyg na asem, sy brei haar hande uit, wee my tog, want my siel is magteloos teenoor die moordenaars. En so wat hier gebeur is, dat die hoerery, geestelike hoerery, saamspan met die vyand, God se verbondsvolk, wat saamspan met die vyand en in afgodery is, kom die Here en hy vergelyk dan asof dit 'n vrou is wat haarself nou mooi maak vir haar minnaar en sy verwag 'n omhelsing, maar al wat sy kry is, sy word vermoor. Dit is hoe Isebel opgetree het. Sy het gedink op 'n manier kan sy vir Jehu, die seun van Nimsi, verlei, maar hy duidelik nie geval vir haar verleiding nie en hy het haar gedood. So die een vir wie sy haar opgemaak het en mooi gemaak het, is die een wat haar vermoor het. Israel is besig om in afgoderry te verval, besig om verkeerd op te tree, en die Here sê, die lande met wie julle alliansies vorm, en vir wie julle julleself mooi maak, en vir wie julle geskenke stuur, is die mense wat op die ou einde julle gaan vermoor. Reg, nou gaan ons na die boek Openbaring toe. En hier sien ons in die boek Openbaring, later in die boek, is daar 'n verwysing. Openbaring 17, wat vir ons aanklank vind by wat ons nou net gehoor het van Isebel. Daar is 'n vrou wat op 'n dier gesit het. En die vrou was bekleed met purper en skarlaken en versierd met goud en kosbare stene en parels. En sy het aan haar hand 'n goue beker gehad vol gruwels en die onreinheid van haar hoerery. En op haar voorhoof was 'n naam geskrywe, Verborgenheid, die groot Babylon, die moeder van die hoere en van die gruwels van die aarde. En ek het die vrou gesien, dronk van die bloed van die heiliges en van die bloed van die getuienis van Jesus. En ek het my uitermate verwonder toe ek haar gesien het. Dis tot en met vers 6 en dan vers 16 van Openbaring 17. En die 10 horings wat jy op die dier gesien het, hulle sal die hoer haat en haar verlate maak en naak en haar vlees eet en haar met vuur verbrand. Die een op wie sy gesit het, die een op wie sy vertrou het sy voormooi gemaak en hy, die dier, het omgedraai en met sy horings haar deurboor en haar vertrap, net soos wat Isebel vertrap is. En so dit is die Jode, die Joodse ryk, die Judaiseerders eerder, net beskuldig mense my van antisemitisme, die Judaiseerders wat dan hulle siel verkoop het aan die Romeinse ryk en verwonderd agter die dier aangeloop het. En dit was die Jode wat moeilikheid gemaak het in Thyatira, want as ons gaan kyk na 70 na Christus, het hierdie dier omgedraai en sy horings gebruik om Jerusalem te deursteek. En hulle het probeer om Jesus, die Jode het probeer om Jesus sleg te maak voor die Romeinse ryk. Hulle het hom beskuldig voor Pilatus en gesê, ons het gevind hierdie man verlei die volk en verbied om aan die keiser belasting te betaal, terwyl hy sê dat hy self Christus die koning is. Lukas 23 vers 2.
maar is duidelik dat daar getuies was wat gehoor het dat hy gesê het, gee aan die keiser wat die keiser toekom, maar gee aan God wat God toekom. Johannes 19 vers 12, hierop het Pilatus probeer om hom los te laat, maar die Jode het geskreeu, as u hom loslaat, is u nie die keiser se vriend nie. Elkeen wat homself koning maak, kom in verset teen die keiser. So hier probeer hulle vir Pilatus teen die keiser opspeel en sê, jy's nie getrou aan die keiser nie. So wat het hulle daardeur gesê? Ons het trou gesweer aan die keiser. Ons is getrou aan die keiser. En dan in Johannes 19 vers 15, toe Pilatus nou verder wou om Christus vry te laat, het hulle geskreeu, neem weg, kruisig hom. Pilatus sê vir hulle, moet ek julle koning kruisig? Die owerpriesters antwoord hom, ons het geen koning behalwe die keiser nie. Ons het geen koning behalwe die keiser nie. So, die Judaiseerders het 'n alliansie gevorm met die Romeinse ryk, trou gesweer aan hulle, en hulle het omgedraai en hulle doodgemaak. En dis ook waarteen Christus dan die gemeente waarsku. Hier's 'n Isebel wat besig is om te preek, en is 'n verwysing na waarskynlik die Judaiseerders, en hulle het sterk bande met die Romeinse ryk, en is interessant hoe die Here telke male die Romeinse ryk gebruik het wanneer daar opstande was en hulle Paulus wou doodmaak en hulle beskuldig het voor die Romeinse ryk, vir die Romeinse owerstes, het die Romeinse owerstes gesit en gesê, ons vind geen skuld in hierdie man nie. As julle 'n probleem het, sê hy vir die mense van Efese, daar's die hof, gaan deur die hof, maar hou op om hier in opstand te kom. En sodoende is die gelowiges dan gespaar deur die dier. En so hierdie Judaiseerders het oral gegaan en moeilikheid gemaak, probleme veroorsaak. En die Here gebruik hierdie beeld, nie net sodat ons kan weet, lank gelede in Israel was daar hierdie vrou wat afgodery gehad het en wat so geweldige impak gehad het nie. Nie net dat in Israel was hierdie probleem ook gewees dat baie in Israel hier dieselfde gedoen het nie, maar dat in die kerk, hier is die blou druk, want ons sien dat keer op keer kom hier dieselfde ding na vore, die blou druk, dat daar mense is wat ontrou is aan die Here. En raai wat, ons sal dit sien deur die loop van die geskiedenis en voor Christus se koms sal ons dit weer sien. Voor Christus se koms sal ons dit weer sien. Want ons weet dat die duiwel vrygelaat word en vir 'n kort rukkie se tyd daar 'n opstand is en dat daardie rebellie deur Christus self tot 'n einde gebring sal word. So hierdie blou druk is vir ons gegee sodat ons deur die geskiedenis die patroon kan raak sien, want anderste is dit 'n krisis waarmee hulle gesukkel het en so wat vir ons. Dis iets waarmee hulle gesukkel het en dit is iets waarmee ons worstel. Deur mense en teoloë wat aanhou met karring en afdwaal en ons hoor hulle stem op die radio, ons sien hulle op die televisie, ons sien hulle op YouTube en ons sien hulle invloed wat hulle het deur verskillende godsdienste bymekaar te wil bring, afgodery in die kerk in te bring, mense van Christus afvallig te maak, leraars wat nie die waarheid verkondig nie. En dit sien ons. Wat moet ons doen? Ons moet weerstand bied daarteen. Ons moet sê, julle verkondig nie die woord van die Here nie. Julle is nie gesandte van die Here nie. Julle is uit die tempel van die Satan. So dit is opmerklik hoe die Here vir ons hierdie beeld gebruik. En nou, kind van God, ek en jy, wat is ons veronderstel om te doen? Die belangrikste is dat ons God se woord sal ken. Dat ons sy woord sal bestudeer. Dat ons, en die belangrike aspek, daar's soveel van die woord van die Here wat deur ons belydenisskrifte verklaar word. Dat ons seker sal maak, ons ken ons belydenisskrifte. Ons sal weet
As iemand dan gered word, op welke wyse God daardie persoon red, soos wat hy dit in sy woord opgeteken het. En al die belydenisskrifte, ons 3 formuliere, stippel vir ons uit wat die evangelie is, want hierdie ding moes verdedig geword het teen 'n dier, 'n vrou wat op 'n dier sit. Dis die Romeinse kerk, en wat verruil het, die waarheid van die evangelie verruil het vir die leuen, en wat ons sien wat na vore gekom het in die tydperk van die remonstrante, van die tydperk van die reformatore. So hulle het daarmee te doen gehad, ons het daarmee te doen, en ons het nodig om die woord van die Here te ken. Ons het nodig om getrou te bly, om te bly bely, daar waar jy by die werk is, by die skool is, ensovoorts, waar jy beskoue skuur, gaan jy onder druk geplaas word, om nie te bely dat Jesus alleen die weg, die waarheid en die lewe is nie, maar dat daar verskeie roetes, verskeie paaie na God gaan. En ek en jy moet sê nee. Ons kan nie daarmee saamgaan nie. Ons moet opstaan, maar dit kan ons lewe kos. Wel, dit het die lewe van die apostels gekos. Dit het die lewe van baie van die mense tydens die reformatie gekos. Dit sal waarskynlik tot groot probleme lei, indien God nie 'n groot reformatie stuur nie. Maar hoe dit ook al sê, ons moet tot die dood toe getrou wees. So kind van God, ons het uit tyd uitgehardloop en ons sal volgende keer weer aangaan met Thyatira, omdat dit eintlik so 'n lang boek is en weer opneem. Maar die kort en die lank hiervan is dat God wil vir ons verseker, en ons sal meer klem lê daarop die volgende keer, maar net in kort dit noem, dat die Here vereis van ons om getrou te wees tot die einde toe. Hy is die een wat getrouheid in ons werk en wat volharding werk, dis verseker, maar dit is juis wat dan duidelik gaan word in ons lewe, dat God waarlik die werk van wedergeboorte in ons harte gedoen het, want hy wat 'n goeie werk in ons begin het, sal dit volëindig tot op die dag van Christus. En dit beteken soms, kind van God, dat ons harde bene kou, verwerp word in hierdie wêreld, gehaat word terwille van Christus, want ons gaan nie saam met die stroom van die tyd wat bely dat daar verskillende verlossers, verskillende saligmakers, en dat elkeen maar op die regte pad is nie. Christus waarsku, want hy sê dat die wat volhard sal hy beloon. Dis altyd vir ons 'n misterie. Hy skenk reddingsgenade aan ons sonder verdienste. Waarom sou hy ons beloon vir iets wat hy binne in ons werk? Dis nog genade, dis genade op genade. Maar kind van God, wees getrou in jou huis, wees getrou waar jy beweeg en waar jy gekonfronteer word. Wees getrou om vas te hou dat Jesus alleen die weg, die waarheid en die lewe is. Daar is geen ander naam gegee onder die hemel waardeur ons gered kan word, behalwe die naam van Jesus Christus nie. Daar is geen ander verlosser nie. En daarby moet ons staan. Mag God ons help en ons versterk in sy woord, deur sy gees, om staande te bly en getrou te bly tot die einde. Mag God ons help. Kom ons bid saam. So magtige Hemelse Vader, in die tyd waarin ons leef met soveel vyandige gesindheid wat ons sien teenoor die kerk en ware gelowiges is, bid ons en ons kom tot U en vra dat U ons sal help om nie terug te deins vir die stryd wat daar is nie, maar dat U ons sal staande hou, dat ons geestelike bene nie onder ons sal sook nie, maar dat ons staande sal bly. Ons is diep afhanklik van U. Ons wil bely en ons wil staan by wat U vir ons kom openbaar het. Ons wil hê dat U met welgevalle kyk na ons en ons gemeente. En terwyl ons dan poog om leersuiwerheid te hê en te werk daaraan en te stuur daarna en te predik daarna,
bid ek dat U ons sal bekragtig, waar ons so groot agterstand het, en bid ons dan, Here, dat U ons daardie agterstand sal het inhaal, deur ons te help om lering te ontvang, om moeite te doen met U woord, en dit te bestudeer. Ons hande reik ons uit na U, ons roep tot U, help ons, want ons wil hierdie heerlike boodskap van verlossing, wil ons reg verkondig, ons wil dit reg verstaan, sodat dit vir ons waarlik tot troos kan wees, en waarlik tot vertroosting, en dat ons ook ander kan vertroos met hierdie boodskap. Ons vra hierdie dinge, en ons pleit dit by U, nie omdat ons dit verdien nie, maar enkel alleen uit die groot genade in Jesus naam. Amen. Ons het nou geleentheid om die Here te dien met ons offergawes.